verander 'n verleentheid in 'n geleentheid. Halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie sê die Here vir my? Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Hartlike goeienaand, ek groet elke Kruiskyk luisteraar in die naam van Jesus Christus vanaand. Weer hier by ons, The Light Ministries, dit is Regelman wat vanaand met jou gesels, en altyd 'n wonderlike voorreg om met u te kan gesels, en net weer 'n bietjie saam in die woord van die Here te kan delf, en 'n woord te kan ontvang uit die Vader hart uit. Nou, voordat ek gaan begin vanaand met my boodskapie, wil ek graag net onder die aandag dring vir u wie dalk nog nie weet nie, ons komende Paaskonferensie 18 tot 20 April, te Snips hier in Newcastle. U is baie welkom om met my kontak te maak. Ons nommers verskyn op die program, na die tyd, voor die tyd, daar is derentyd op Kruiskyk, hierdie advertensie van ons komende konferensie. Ons tema is Tekuma, wat beteken rise, met ander woorde staan op. As daar ooit 'n tyd was van die kerk, die liggaam, die bruid van Christus, om op te staan en haar posisie in te neem, dan is dit nou die tyd. U is baie welkom, ongelukkig is die blyplek by Snips reeds uit, maar ek het gastehuise wat ek kontak en wat ons tegemoet kom met die prys, so u is baie welkom om met my persoonlik kontak te maak, en ek sal sorg dat jy wel 'n blyplekkie het. Mag die Here elkeen wat vanaand ingeskakel is dan seën. Ek wil graag vir ons hier 'n welbekende gedeelte lees, hier uit 1 Petrus 5, net so 'n paar versies vanaf vers 6 af. Hy sê, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. En dan in die eerste gedeelte van vers 9 sê hy, hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof. Ek wil vanaand oor 'n spesifieke skrifgie praat hier waarvan ek gelees het. En dit is die feit dat die Here vir jou en my sê, dat ons al ons bekommernisse op hom moet werp. Ek is seker, daar's nie een van u wie vanaand ingeskakel is, of wie dit dalk in 'n oggend gaan luister, wat nog nooit bekommerd was nie, wat nog nooit in 'n stryd gewikkel was nie. Maar ek het goeie nuus vanaand, en dit is uit die ware woord van God uit. Hierdie woord, en ek is lief om dit te sê, want dit is 'n feit en dit staan ook so. Alles sal verbygaan, maar die woord van die Here sal nooit verbygaan nie. As ek kyk na die Engelse vertaling, dan sê hy, casting all your cares upon him. En ek het vir 'n oomblik oor hierdie woordjie casting gedink, en ek het onmiddellik gedink aan visvang. U moet my nou nie vanaand verkeerd verstaan nie. Ek wil nou vir u die ander kant van casting, wil ek eerstens oor dit praat. Dit laat my dink aan visvang, maar met 'n verskil. Jy sien, wanneer ek en jy langs 'n viswater sit, u wat van visvang weet, en ek en my man is nogal lief om dit te doen, alhoewel ons dit baie lanklaas gedoen het, kaas jy jou lyn in die water met die aas, en dan wag jy mos geduldig tot iets byt en jy hom vang en jy hom inkatrol. Nou jy sien, ons het te doen, sê die woord van die Here, met 'n gedigte vyand. En hy het ook hierdie woordjie casting gevat, hoor, in my woorde. Dit staan nie so daar, in my woorde. Want God se woord sê tog, hy gaan rond en hy wil kyk wie hy kan verslind. En ek sien dit so in my geestesoog, hoe hy ook 'n lyn uitkaas na jou en my toe. Hy kaas hierdie lyn uit. Jy sien, die vyand het daardie aksie. Hy gooi daai lyn uit met die aas. Hy bring 'n aas wat voor jou deur kom lê. Versoekings en welluste en dinge wat jy dalk in
en swak is, want hy gaan rond soos ek gesê, soos 'n brullende leeu, en hy kyk wie hy kan verslind. Maar wat vir my hartseer is dat die kinders van die Here, die wedergebore kinders van God, so dikwels gewilliglik hierdie aas vat. Ons vat hierdie aas en dan word ons in daardie versoeking vasgevang. En time again val ons hoek, line en sinker, soos die Engelsman sal sê, vir die planne van die vyand, en stelselmatig kom die vyand en hy katrol ons bietjie vir bietjie na sy kant toe in. Jy sien, dis nie altyd onmiddellik nie. Daai aas lê soms baie lank in die water voor 'n vis verbykom. Soms knibbel hy daaraan. Dis nog nie te sê hy het aan die hoek gebyt nie. En dis wat die vyand doen. Jy sien, jy vat so 'n bietjie hier en jy vat so 'n bietjie daar, maar dan breek 'n dag aan wanneer daar die mure afgebreek is, wanneer wegbeweeg uit die bloed onder die bloed van Jesus af en daar mure is wat jou beskerm het, en nou is daar niks wat jy sien. Bietjie vir bietjie het jy begin knibbel aan die sonde, en op 'n dag het jy gehap omdat niks gebeur het toe jy geknibbel het nie. Dit was lekker om die sonde te doen, en skielik bevind jy jou dat jy ingekatrol word deur die vyand homself, one compromise at a time, en voor jy dit besef, is jy vasgevang in die web van die vyand. Dit laat my onwillekeurig dink aan die verhaal van Samson, en ek is seker u is elkeen bekend met die verhaal, hoe sterk hy was en wat hy alles verrig het, deur die krag van die Heilige Gees wat in hom was. Maar die dag toe hy in die skoot van sonde gaan lê, die dag toe hy doen wat hy nie geoorloof was om te doen nie, dit is daar die dag jy sien, hy het begin knibbel aan die sonde, maar op 'n dag toe haal sy sonde hom in, halleluja, en die vyand katrol in, stukkie vir stukkie, en op 'n dag het hy vasgebyt aan hierdie sinker, en het die vyand hom in sy web gehad, en die woord van die Here sê, hoe hy sy oë uitgesteek het, daar was geen krag meer in Samson oor nie, en hoe hy moes maal, hy moes om en om maal. Jy sien, daar die lot wat God nooit vir hom bedoel het nie, dit het met hom gebeur. Die Here wil nie hê dat ek en jy in sonde vasgeval en vasgevang sal wees nie. Die Here wil nie hê dat ek en jy kragteloos deur hierdie lewe sal gaan nie, maar dat ons sal besef dat ons kan die krag van die Here in ons hê. Greater is He that is in me than he that is against me. Jy sien, op daardie oomblik wat hy hom gevang het en gevange geneem het, sy oë uitgesteek het, was hy 'n bespotting vir die oomblik. Maar dan kom 'n wending, prys die Here, in hierdie verhaal van Samson. Daar kom 'n wending wat terwyl hy maal, om en om, kom hy tot homself. Dis my prentjie in my kop wat ek het. Hy kom tot homself en hy besef wie hy eintlik in die Here is. Hy besef eintlik wie hy kan wees. Halleluja. En hy sê vir die Here, ek glo hy het sy kop opgelig en hy het gesê, Here, one more time. Here, probeer my nog hierdie eenmaal. En God gee vir hom die grootste oorwinning van alle tye. Want toe hy geen oë het nie, toe sien hy op sy heel beste. Baie male word ons vasgevang in dinge en ons weet nie wat er kan doen nie. Maar skielik op 'n dag, dan kom die Here vir jou en my deur. En dit bring my vanaand by hierdie skrif in vers 6. Verneder julle dan onder die kragtige hand van die Here julle God, halleluja, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Dan kom ek by vers 7, hy sê, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Dit is soos wat ek in die begin gepraat het, ek het die woordjie gebruik, casting in die Engels, met ander woorde, gooi dit, throw it down, daar die pyn waarmee jy loop, koningskind, daar die trauma in jou lewe, wat jy net nie van ontslaan raak nie, daar die ou letsels, daar die dooie verhoudings, daar die verhoudings waarin jy is, wat die lewe uit jou uitdreineer, alles wat jou uitsig op die lewe verblind. Ek wil vanaand vir iemand op hierdie kamera sê, laat dit gaan in die naam van Jesus. Cast
pity nie. Die Here wil hê, jy moet dit oorgee, gooi dit op hom, werk dit op hom, cast it on him in the name of Jesus, hallelujah. Hoekom wil jy hê dat die dinge in jou lewe so hou vas op jou moet hê, dat jou verhouding met die Here skibreek lê, dat jou geloof skibreek lê? Cast it away. Wat vir my interessant is, en miskien kan jy my die teendeel bewys, nergens lees ek in die woord dat ek dit weer moet gaan optel nie. Ek lees nie dat ek dit weer moet inkatrol nie. When I cast it en my lyn word geknip. Dit is nie meer my bekommernis nie. Dit is nie meer my worry nie, halleluja. God het geen probleem om daardie issue, daardie pyn, daardie trauma, daardie hartseer van jou en my weg te neem nie. Maar die vraag is jy bereid? Is jy bereid om die grip wat jy daarop het? Wat is jy wat die grip het? My man het Sondag gesê, die handvatsel is aan die binnekant, die slot is aan die binnekant. Dis ek en jy wat oopmaak vir die vyand. Maar as ons hy deur kan oopmaak en sê, I'm letting it go, I'm casting all my burdens unto Jesus, hallelujah, dan weet ons het dit laat gaan, en ons gaan dit nie weer optel, en ons gaan nie weer daaroor top nie, hallelujah. Kan jy op 'n punt kom, that you can let go, and let God have his wonderful way. Jy sien baie kinders van die Here sit in tronke sonder tralies. Wat doen tralies? Dit hou jou binne. Die deur is gesluit, die tralies hou jou binne, jy kan nie uit nie. Maar die kinders van die Here, baie kinders van die Here, is wel in tronke, maar daar is nie tralies nie. Maar die vyand hou jou vas binne in daai tronk. Jy moet opstaan, ek moet opstaan, en ons moet begin beweeg, en uit hierdie tronk uitloop, en ons burdens moet ons cast, ons moet het afgooi, en weggooi, van ons al weg, halleluja. Jou eie hardnekkigheid, hou jou binne in die tralies, jou eie opinies, hou jou daar binne, die eie ek, hou jou daar binne, vrees wil jou daar binne hou, maar ek wil vanavond vir iemand op hierdie kamera sê, take your burdens to the Lord, and leave it there. Jesus het reeds die volle prys vir jou en my betaal. Daai tronkdeure het reeds oopgeswaai, halleluja. En nog steeds kies mense om nie hulle bekommernisse op hom te werp nie. Sê hy dan nie, want ek sorg vir julle nie. Die woord sê duidelik, en ek wil dit in my woorde sê, gooi jou probleem, vat hierdie krisis en gooi dit, vat hierdie issues en gooi dit op Jesus, want ek sorg vir jou. Hy sê, gooi dit op my, ek dra dit namens jou, ek het dit eintlik reeds gedra, op Golgotha. Hoekom wil jy nog in hierdie tronk sonder tralies sit? Hoekom wil jy nog so gebind deur die lewe gaan? En ek wil vanavond sê, as daar nou iemand is, ek sê iemand, maar God is wonderful en almagtig, wat jy en ek ons lewe mee kan vertrou, dan is dit hy, die koning van alle konings, die Here van die leerskare, die Alfa en die Omega, die begin en die einde, halleluja, die enigste ware God, die enigste, ek wil het sê, ware God, Jesus is sy naam, halleluja, jou raadsman, jou magtige God, jou ewige Vader, en jou vredevors, halleluja. Ek vat hierdie woordjie, wonderbaar, en dit sê vir my iets buitengewoon en onbegryplik, dis wie hy vir my is, buitengewoon, halleluja, en onbegryplik. My mind cannot begin to comprehend the greatness of God, halleluja. Dan kom die woord en hy sê raadsman, hy is die een wat vir jou en my raad gee, alle wysheid is in hom. Spreuke 8:14 sê raad en beleid is myne, ek is die insig en sterkte is myne, halleluja. Dan sê hy sterke God, hy het alle mag en gesag om as raadsman sy besluite uit te voer. Matteus 28:18 sê, aan my, dis die Here, is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Dan kom ek by die woordjie
ewige Vader, die liefdevolle versorging van sy bruid, die kerk, ek en jy, die liggaam van Christus. Hy ontferm homself oor sy volk, soos 'n papa hom sal oor sy kinders ontferm, die een wat sy volk kom verlos het van sonde, halleluja. En dan sê hy vredevors. Efesiërs 2 vers 14 sê, want hy is ons vrede. Deur sy volmaakte werk aan die kruis, het hy vrede kom herstel tussen God en die mens. En ek wil vanaand vir jou sê, dat wanneer hy terugkom, en that is soon and very soon, we are going to see our King and crown him Lord of all. Wanneer hy terugkom, sal alles herstel wees, soos wat het bedoel was, voor die sondeval. En ek wil vanaand ten slotte vir jou kom sê, met so 'n CV. Wie kan vir jou so 'n CV gee? Maar met so 'n CV, en daar's baie meer, wat ek nie eens vanaand kan doen nie. Waarom wil jy nog huiwer? Waarom, kind van God, wil jy nog twyfel om jou bekommernisse op hom te werp? Casting your burdens onto Jesus, hallelujah. Hoekom? Because he cares for you. Why? Hy sorg vir jou. Hy sorg vir die mossie. Hoeveel te meer, koningskind, nie vir jou en vir my nie. As ek net kyk na 'n versgedeelte in Romeine 8:26, dan sê, likewise, the Spirit helps us in our weakness, hallelujah. For we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words, hallelujah. That's the kind of God that I serve. That's the kind of God that you are serving. Jy sê, jy's koningskind. Jy sê, jy's wedergebore kind van God, maar jy twyfel, jy vrees, jy kyk angstig om jou rond, terwyl die woord van die Here vanaand na jou en my in die sitkamer waar jy jouself bevind en luister, kom die woord duidelik hier in 1 Petrus 5. Hy sê, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Ek wil nooit weer wonder, waar gaan my volgende brood vandaan kom nie. Ek wil nie wonder of aan die einde van die maand my budget die ding kan doen nie. Ek wil nie wonder nie, maar ek wil weet beyond the shadow of a doubt, dat die Here dit gesê het. Hy het gesê, ek kan dit doen. Hy het nie gesê, sal jy dit asseblief doen nie, of as jy dit miskien wil doen nie. Hierdie is 'n duidelike woord. Ek wil sommer sê, dit is 'n opdrag, want hy sê, werk dit. Doen dit, dit is 'n werkwoord. Jy kan in 'n hoekie sit en saamlik en nie jou bekommernisse op hom werk nie. Staan op in die naam van Jesus. Wees kragtig in die krag van sy sterkte. Die woord van die Here sê, pulling down the strongholds of the enemy. Op skorpioene en op slange sal jy trap. Is dit nie wat die woord van die Here sê nie? En ek wil vanaand sluit met dit. En ek wil sê, koningskind, jy wie geval het, jy wie een kan sit en voel daar is geen hoop nie. Ek wil vir jou sê, why don't you try Jesus one more time, hallelujah, want hy kan jou nooit los nie. Hy sal vir jou in my deurkom. Hy is daar wanneer ek en jy roep. Sy arm is nie te kort om te help nie. Sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Cast your burdens, casting all your cares, al jou bekommernisse, al jou bekommernisse, gee dit vir Jesus. Cast, gooi, dis 'n werkwoord. Ek hoop en vertrou dat jy hierdie woord vanaand ter harte neem. Nie dit ter harte neem nie, maar dat jy werklik waar gaan opstaan en 'n dader gaan word van die woord van God. Ek en jy het 'n werk om te doen. Dis tyd om nie te gaan visvang nie, maar dis tyd om weg te gooi. Dis tyd om te cast in die naam van Jesus and to let it go. Ek sluit vanaand vir elkeen wat graag 'n gebed wil hê. U kan net daar in u sitkamer, in u kamer waar u hierdie woord kry, kan u hier oor saam met my sluit en steek maar jou hand op as jy vanaand bekommerd is. Here, baie dankie dat ek vanaand kan bid.
saam met elkeen wat graag hulle hand opsteek en sê, Here, dink aan my. Here, ek sit in 'n tronk sonder tralies. Here, ek het 'n probleem. Here, ek het 'n bekommernis. Here, ek is bang. Here, ek kyk angstig rond. Here, ek het 'n tekort. Maar vanaand het ek gehoor, Here sê, ek kan al my bekommernisse op U gooi. Ek kan dit op U werp. Halleluja. Here, vanaand bid ek dat hierdie woord, Here, sal rema word in iemand se hart, in iemand se binneste, Here, en dat daar vanaand oorwinning sal kom in die naam van Jesus Christus. Here, ek pleit elke luisteraar nou onder die kosbare bloed van die lam. En Here, ek loof U en ek prys U, want Here, wie is daar soos U onder die gode en roemryke dade, een wat wonders doen. Nobody like Thee, Lord. Nobody like Thee. Here, ek kry al die lof, al die eer en die aanbidding van my hart en my lewe. En Here, nederig kom sê ek dankie. Dankie, Here, vir U genade. Dankie vir die bloed van Jesus. Dankie vir uitkoms, Here. Dankie vir die antwoord. Dankie vir die deur van hoop, Jesus Christus. Halleluja. Dis my gebed in die naam bo elke naam, die naam van Jesus Christus. En ek dank U daarvoor, Vader. Amen. Mag die Here U ryklik seën hierdie week wat voorlê. Onthou, jy is meer as 'n oorwinnaar. Totsiens.